ek nie sal buig, elke mond getuig, dat U die Here. Baie welkom by Vita Day Bybelstudies. Dis die Evangelie van Johannes, hoofstuk 8. En ons is amper klaar, ek dink ons maak vandag klaar met hoofstuk 8. En dis heel aan die einde, in ons laaste opname het ons gekom tot by vers 55. So, Jesus is in 'n konflikgesprek met die Jode, en dit gaan oor sy identiteit. Hulle beskuldig hom van gruisame goed. Hulle beskuldig hom dat hy sy eie eer soek, en dat hy selfaanstellerig is en godslasterlik. Hulle beledig hom deur te sê hy's 'n Samaritaan en van die duiwel besete. Hulle vra vir hom direk, wie dink jy is jy? So, hier's groot konflik hier, en aggressie. En Jesus baie kalm, bestraf hulle. Hulle maak aansprake dat God hulle vader is, dat Abraham hulle vader is. Jesus sê, dit is nie waar nie, hy is nie. Julle mag dalk bloedafstammelinge van Abraham wees, maar julle is nie kinders van Abraham nie, want julle is nie kinders van die geloof nie. As julle kinders van die geloof was, sou julle na my toe gekom het, want Abraham, en ons gaan dit nou lees, het hom verheug om my dag te sien, en hy het dit gesien. Wat 'n geweldige uitspraak is dit nie. En die konflik raak heeltemal skerp. Jesus het vir hulle gesê, julle die duiwel as vader, en begeertes van julle vader wil julle doen. Abraham is nie julle vader nie. Die Vader, God die Vader, is nie julle vader nie. Julle kan die feeste hou, net soveel as wat julle wil, en julle besny, en julle kan die Sabbat hou, en julle kan die offers bring. Niks van dit maak saak nie. Want die vervulling van al daardie staan hier, en in der waarheid is en God het dit al baie in die Ou Testament gesê, en een van die plekke waarna ek dink, wat altyd waarskynlik eerste by my opkom, is Jesaja 58. Julle lyk soos 'n nasie wat na my wil vra, en dan vra hulle vir God, maar hoekom vas ons en U sien dit nie, en hoekom verootmoedig ons siele en U doen niks nie, en dan sê God, want dit wat vir my belangrik is nie vir julle belangrik nie. Die dag wanneer wat vir my belangrik is, vir julle belangrik raak, dan sal julle lig deurbreek soos die dageraad. Die boodskap is baie duidelik. So, dit is moontlik om besig te wees met al hierdie godsdienstbeoefeninge, en is vreeslik goed te voel oor jouself, omdat jy dan nou, jy weet, al hierdie goeders onderhou, en met jou neus af te kyk op al die ander mense, jy weet, wat nou nie so regverdig is soos jy nie, en deel is van die verbond soos jy nie, en die Sabbat onderhou, want God het gesê, onderhou die Sabbat, kyk hoe onderhou ek die Sabbat, en dan sê God, julle kan die Sabbat hou tot julle pink is, en waaruit Jesaja begin met hierdie woorde, deur te sê, ek is sat vir julle offers. So hulle bring al die offers soos voorgeskryf deur Moses, wat deur God aan Moses oorgedra is, hulle hou dit per voorskrif net so, en God sê, ek is sat daarvoor. Hoekom sal God so houding hê? Is hy nie beïndruk met die feit dat hulle die feeste, Sabbat hou, die offers bring, en jy weet, die kusyn soen, en jy weet, allerhande goeders doen, en die Bybel resiteer nie, is dit nie pragtig nie? Is dit nie 'n toonbeeld van absolute toewyding en godsdienstigheid nie, soos die moslems, wat 5 keer 'n dag bid nie, of die Jode voor die klaagmuur nou in die moderne tyd? Nee, God is glad nie beïndruk daardeur nie, glad nie. Hoekom nie? Want julle harte is nie by my nie. Julle harte is nie by my nie. Dit wat vir my belangrik is nie vir julle belangrik nie. Wat is vir die Vader belangrik? Wel, in Jesaja 58 praat hy van gehoorsaamheid aan hom. Die manier hoe hulle mense hanteer, en hy noem voorbeelde in Jesaja 58, die manier hoe julle werkers hanteer, en mekaar hanteer, en hoe julle van mekaar praat, dis net baie duidelik dat die gesag van God nie die bepalende faktor in julle alledaagse lewe is nie. Julle leef nie onder sy gesag nie. Julle ignoreer hom, maar is vreeslik vroom wanneer julle tempel toe gaan. En wanneer julle die Sabbat hou, en was julle hande, en doen al die gebede, en steek die kerse op, en jy weet, voel vreeslik, en julle skik met julle rituele, en God sê dit, ek traak my nie oor wat julle doen nie, julle harte is nie by my nie, julle eer my met julle lippe, maar julle harte is ver van my af. Nou,
Nou, in Jesaja 58 sê God wat's vir hom belangrik, maar as jy bietjie die kamera uitpan, om die groter prentjie te kry, dan sien jy, en Jesus sê dit en lig dit dan nou uit in Johannes 8, wat vir die Vader belangrik is die Seun. En dit is eintlik waaroor al daardie goed gegaan het. So julle doen al daardie dinge, maar julle harte is nie by die Seun nie. Julle sê, vorste van die aarde en regters en konings, kom ons ruk hulle bande van ons af en werp hulle toue van ons af. Hy wat in die hemel woon, lag vir hulle, hy spot met hulle. Omdat hulle so arrogant is die arrogansie van 'n mens tot diep in sy siel. Ek sal my aan die Seun nie onderwerp nie. Ek is bereid om godsdienstig te wees, want dit laat my goed lyk en goed voel. Maar ek sal my nie aan die Seun onderwerp nie. Ek sal hom nie erken nie, hy is nie wie hy sê hy is nie. Ek sal self besluit wat is sy belang, ek sal self besluit wat is sy funksie, en ek sal self besluit hoe ek inskakel met hom. En daardie tipe arrogansie kry nie 'n slap on the wrist van die Vader nie. Daardie tipe arrogansie kry die ewige oordeel van God met al jou godsdienstpraktyke. Dit is 'n belangrike ding, en Jesus maak dit vas en duidelik, en ek en jy moet dit verstaan en hoor. Ons moet dit verstaan en hoor, want as jy enigstens jou lewe lief het, sal jy net dom onnoosel wees om dit nie te verstaan en te hoor nie, of te begeer om te verstaan, en te begeer om te hoor wat God sê nie, want dit is slegs die woorde van God wat lewe bring. En as ek en jy die woorde van God vat, die gedeeltes wat ons wil hoor, en ons draai dit om te sê wat ons wil hê dit moet sê, wat dink jy sal die Vader sy reaksie teenoor jou wees? Wat sal hy sê? Jy was al 'n stoute seentjie, maar ag, weet jy wat? Ek is mal oor jou. Nee, broer. Hoe? Beteuterd kan 'n mens se kop nie wees nie. Eerlik. As jy nou mooi daaraan dink. Petrus sê vir die gelowiges in 1 Petrus, ek dink is 1 Petrus 1, sê hy, soos gehoorsame kinders, moet julle in julle hele lewenswandel heilig word, want God het gesê, wees heilig, want ek is heilig, en julle weet, dat die Vader, wat nie 'n aannemer van die persoon is nie, elkeen sal oordeel volgens sy werke. Hy wat 'n beoordelaar is van die oorlegginge en gedagtes van die hart. Dis voor wie jy staan. Nie jou maatjies nie, nie die ouetjies in jou huisgroep of gemeente of woordskool of so nie jou familie nie, jy staan alleen sonder enige iets by die Vader om rekenskap te gee van die waarheid aangaande die toestand van jou hart. Hoe langer ek en jy onsself bol met al die leuns wat ons so graag entertain, hoe groter is die risiko dat ons van die Vader die ewige oordeel sal ontvang. Hoe gouer ons by die waarheid uitkom en dit omarm, hoe gouer kom ons by die lewe uit. Nou ja, dit klink soos die evangelieprediking van ouds, nee? Dit is hoe dit is. Wat soek die Vader? Die eer van sy Seun. Eer die Seun. Buig voor die Seun. Gryp die Seun vas. Weet julle wie is hy? Hy sê net 'n common hofdienaar nie. Weet julle wie is dit? Sê die Vader. Hy trek altyd die aandag op die Seun. Dit is my geliefde Seun, in wie ek 'n welbehae het. Pas op wat jy maak met die Seun. Dit help jy maak net plek vir die Seun. Jy weet, as een of ander voetnootjie of 'n dingetjie in jou lewe, ja, nee, die Seun is daar, maar die ander goed is net so belangrik. Die ander goed is baie belangrik. Die oomblik wat jy sê die ander goed is net so belangrik soos die Seun, sê jy die Seun is nie wie hy sê hy is nie. Hy is die Here van alles en van almal, die Seun. Daarom preek die apostels die evangelie van die Seun. Ons preek
'n vreeslike gefragmenteerde evangelie. Ons preek die evangelie van liefde, ons preek die evangelie van daar is nou nie meer veroordeling nie, ons preek die evangelie van genade, ons preek die evangelie van wat doen ons nog, inklusiwiteit, en so aan, en waarmee is ons, waarmee is ons besig? Nou, ek en jy kan met hierdie gefragmenteerde nonsens van ons net aangaan. Ons kan, jy kan, as jy wil, dis jou ding, jy is 'n genadeprediker, nou ja, dan kan jy maar net aangaan. Dis nie die evangelie van God nie. Die evangelie van God bevat genade, bevat vergifnis, dit bevat inklusiwiteit in die liggaam van die gesin van God, alles daai. Maar die evangelie van God is die evangelie van die Seun. Gryp die Seun vas en jy het te doen met die genade van God. Verwerp die Seun, jy sal genade nie ryk nie. Dis die belangrike ding. Goed, dit klink, en weer eens, of laastens dan nou voor ons wie verder lees, die 11 boodskappe en Handelinge, gaan kyk hulle. Eers word die evangelie verklaar, of verkondig, en dan die wat het vasgryp, aan hulle word die evangelie verduidelik. Nooit andersom nie. Help nie, jy verduidelik die evangelie aan die wat het nie vasgryp nie. Want wat, mens kan nou vra, hoekom sal jy nou dit wil doen, maar daar is allerhande ou redetjies hoekom mense dink, dis die aangewese ding om te doen. As jy gaan kyk na Handelinge, dan verkondig of verklaar hulle die evangelie, maak dit duidelik, en gaan kyk jy, wat sê hulle? En dan, as jy later wil, en jy lees 'n groot lywige boek soos Romeine, dan hoor jy hoe Paulus die evangelie aan diegene wat het vasgegryp het, verduidelik. Begin by die verkondiging en gaan aan na die verduideliking. Maar moenie die verduideliking die verkondiging maak nie, want dan het jy allerhande probleme. Die verkondiging van die evangelie is dit: Jesus is die Here, volg hom. Die verduideliking het allerhande rykdomme en dieptes wat dit betrek, maar as jy dit gaan omruil, gaan jy by 'n snaakse plek uitkom, en daardie plek is, al wat belangrik is die kruis. Al wat belangrik is genade. Al wat belangrik is vergifnis. En nou word dit jou verkondiging. So wanneer jy nou met mense praat oor die evangelie, dan sê jy vir hulle, Jesus is die verlosser, aanvaar hom. Die heerskappy van Jesus is nie op die tafel nie, die volg hom en lê jou lewe neer is glad nie op die tafel nie, al wat nou belangrik is jy is vergewe en God het sy genade oor jou uitgestort, en dis al wat hy sien. En daar het jy 'n verskriklike probleem, want nou sê jy nie net iets anders as wat God sê nie, maar jy begin stelselmatig direk ywer teen wat God sê. En dis 'n posisie waarin jy nie wil wees nie. Goed, so kom ons sê, Jesus gaan aan. Ons lees dit 55 weer. Julle ken hom nie, die Vader, julle ken nie die Vader nie, maar ek ken hom, en as ek sê ek het hom nie geken nie, het ek gelieg nes julle. Hoe lieg hulle? Hulle sê hulle ken hom. As Jesus sê hy ken nie die Vader nie, lieg hy nes hulle wat sê hulle ken hom. Hulle ken hom nie, maar Jesus ken hom. Hy kom uit die Vader. Is in die boesem van die Vader, Johannes 1:18. Maar ek ken hom en bewaar sy woord. Abraham, julle vader, het hom verheug dat hy my dag sou sien. En hy het dit gesien en hom verbly. Dis een van daardie versies wat jy lees en dit gee jou dubbelvisie onmiddellik. Jy gaan, Abraham, julle vader, nou het hy gesê, het Jesus gesê, hy is nie julle vader nie. Nou verwys hy weer na Abraham as julle vader. Verstaan jy hoekom hy dit doen? Want hy verwys na verskillende dinge. As hy sê Abraham is nie julle vader nie, dan bedoel hy, julle is nie in die geloofslyn van Abraham nie, anders sou julle die werke van Abraham gedoen het. Nee, julle is nie kinders van Abraham nie. Maar in hierdie versie sê hy, Abraham, julle vader, bedoel na die bloed. Na bloed, hy is julle groot oupa, grootjie, ja, dit is waar. Abraham, Isak, Jakob, sy 12 seuns, en julle is deel van een van die 12 stamme, so julle kom met hierdie bloedlyn, kom julle af. Maar die feit dat hulle deel is van die bloedlyn, maak hulle nie deel van die geloofslyn nie. En dis nie 'n Nuwe Testamentiese konsep nie, dis 'n Bybelkonsep.
Dit kom in beide verbonde voor. Die ou verbond wat verbygegaan het en die nuwe verbond waarin ons nou staan in Christus Jesus. Nou sê Jesus, Abraham, julle vader, het hom verheug dat hy my dag sou sien. Hy het hom verheug dat hy my dag sou sien. En hy het dit gesien en het hom verbly. Wow! Nee, wat 'n magnifieke gedeelte is hierdie. Jy gaan dubbelvisie. Wow! Ek voel of ek nie lekker kan fokus nie. Hoe het Abraham die dag van Jesus gesien? En nog 'n ding, voor ons daar kom, wat van? Hy het hom verheug. Hy het hom verheug dat hy my dag sou sien. So, daar's gesê, neem ons dan nou aan, dit beteken, jy sal die dag van die verlosser sien. En hy was bly dat hy dit sou sien, en toe het hy dit gesien. Wat beteken dit? Want hoe kan Abraham nou vir Jesus gesien het? En verstaan nie hoe dit werk nie. Nou, die waarheid is, ek ook nie heeltemal nie. Maar wanneer 'n mens sou kon kyk, om nou regtig te verstaan wat Jesus hier sê, want dis skriwend. Want jy gaan sien, die Jode sluk hierdie ding glad nie. Hulle gaan nou vir hom sê, wat? Jy is nog eers 50 jaar oud nie, jy het vir Abraham gesien. Met ander woorde het hulle te doen hier met 'n sielsieke persoon. Jy weet, is hy delusional of wat is hy? Nee. Hy het hom verheug dat hy my dag sou sien. Wel, kom ons sê, een moontlikheid sou wees, dat geestelik in die gees het hy dit vooruit gesien. So dis 'n moontlikheid. Ek is nie seker dis 'n waarskynlikheid nie, maar dit is 'n moontlikheid. 'n ander betekenis sou wees, dat Abraham het, toe hy vir Isak gaan offer het, en die hele betalje wat daar afgespeel het, toe hy bereid was om Isak dood te maak en te offer, en God hom keer en sê, moenie jou hand aan hom slaan nie, moenie aan hom raak nie, kyk net agter jou, kyk om, daarso is die offer, en daar's 'n ram in 'n bos vas, wat hy toe neem en offer. Dat Abraham deur die Heilige Gees kon verstaan wat hier besig is om te gebeur. En dat God self die offer voorsien, en dat God self die offer sal wees. Dat hy dit so verstaan het, dis definitief ook 'n moontlikheid, en is vir my 'n bietjie 'n groter waarskynlikheid as die eerste opsie. Nog iets wat 'n mens kan sê, jy kan sê, Genesis 18 kom God na Abraham se tent toe en sê, oor 'n jaar sal Sarah 'n seun hê. Daar was 3 manne daar. Nou die Bybel sê 2 van daardie manne was engele. Die derde persoon was God self. Inteendeel, die Bybel sê dit so duidelik en sê dit was Jahwe. En Abraham sit met Jahwe en eet met hom. Hy slag vir hom 'n kalf en bak brode en dikmelk en soetmelk en so aan en gee vir hom 'n hele ete, en daar sit God fisies, sigbaar, teenwoordig en eet saam met Abraham, en hy bedien God en die 2 engele. Nou die Bybel sê dat niemand het nog ooit God gesien nie, praat van die Vader. Niemand het nog ooit die Vader gesien nie, nog ooit nie. En daardie uitspraak sluit Genesis 18 in. So, as niemand nog ooit die Vader gesien het nie, insluitende Abraham in Genesis 18, wie het hy dan gesien? Want is baie duidelik dat die beskrywing Jahwe is. Dis God wat hier sit. Abraham weet dit. En hy reageer dienooreenkomstig. Wie het hy dan gesien? Nou dit kos die Nuwe Testament om te verduidelik dat Jesus, die Seun, is die sigbare van die onsigbare. Die Vader is onsigbaar, woon in 'n ontoeganklike lig, skryf Paulus. 7 keer in die Nuwe Testament word dit gesê dat God onsienlik is en dat niemand hom nog ooit gesien het nie. En wanneer God dan fisies sigbaar word aan 'n mens,
dan is dit niemand anders nie as die Seun, want hy is die beeld van die onsienlike God. Hy is die sigbare van die onsienlike. Terwyl iemand het dit eendag so verduidelik, nou ja, dit is 'n gebrekkige verduideliking, dit is waar, maar dit gee so ietsie daar, wat hy ook kan identifiseer mee. Terwyl ek nou hier sit, reg om my, is televisiegolwe, transmissies van honderde televisiekanale van reg oor die wêreld. Is reg hierso. Kan jy dit sien? Nee. Kan jy dit voel? Nee. Kan jy dit ruik? Hoor? Nee. Proe? Niks van dit nie. So as jy dan nou dit nie met jou sintuie kan waarneem nie, beteken dit is nie daar nie. Nee, ons weet baie goed dis daar. Hoe weet ons dis daar? Wel, kry jy 'n televisiestel en sit hom aan. En skielik ontvang die televisiestel die syne en jy sien die beeld daarvan. Skielik ontvang die televisiestel die syne en jy sien die beeld daarvan. En die golwe word sigbaar. Dis daar, dis werklik, of jy dit kan waarneem of nie, maak glad die saak nie. Sit die televisie aan en daar's die beeld. En jy sien, reg voor jou oë afspeel in visueel en in klankbaan, die golwe wat hier om jou is. Nou goed, dit is nie 'n volledige verduideliking nie en hy het bepaalde gebreke, maar kom ons gaan met dit wat mens kan gebruik uit daardie voorbeeld, en dit is, dat die Seun is die beeld van die onsienlike God. Hy is die sigbare van die onsigbare. So waar God sigbaar verskyn, dan is dit altyd die Seun. So die derde opsie is, waarvan Jesus hier praat, is dat dit 'n toneel kon wees soos Genesis 18. Daar is waarskynlik nog iets anders, nog 'n opsie wat 'n mens kan oorweeg en dan na deeglike oorweging dan die waarskynlike betekenis daarvan sal uitlig. Maar die woorde van Jesus kom sonder verduideliking. En die Fariseërs se reaksie wys dit uit dat hulle nie lekker kop waarvan hy praat nie. So hy sê, Abraham het hom verheug dat hy my dag sou sien. Nee, en ja, ek wou nog bygesê het dat die Genesis 18 verskyning van God aan Abraham met die belofte van Isak en dit wat later gebeur met die offer van Isak is alles openbaringe aan Abraham oor die plan van God om sy eie seun te stuur, deur wie hy sy mense sal verwek. God verwek nie sy mense deur Isak nie. God verwek sy mense deur sy seun. En dat Isak daarvan praat, dat Jakob daarvan praat, dat Israel daarvan praat, dat Abraham daarvan, nou kan jy teruggaan, jy kan teruggaan al die pad tot by Genesis en Adam. So die Jode reageer en hulle sê, toe sê die Jode vir hom, u is nog nie 50 jaar oud nie, en het u Abraham gesien. Jesus sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, voordat Abraham was, is ek. Met ander woorde, 2 dinge hier. 1, ek was al lankal. Ek was lankal. Hoe lankal? Van ewigheid af. Ek was nog altyd daar. En dis hoe hierdie evangelie begin. Presies met daardie woorde. Ek was altyd daar. Weet jy wie is ek? Weet jy wie is ek? Julle weet nie wie is ek nie. Dis die een ding. Die ander ding is dat die manier hoe Jesus hom antwoord, is die manier hoe God homself identifiseer in die Ou Testament. Ek is wie ek is. Voor Abraham was, sê Jesus nie was ek nie, maar voor Abraham was, is ek. En Jesus identifiseer homself, vir hierdie manne was dit duidelik, identifiseer homself as Yahweh. Is dit wat hulle verstaan het, hy sê? Kyk hulle reaksie, laaste versie. Hulle het toe klippe opgetel, om hom te stenig. Maar Jesus het stilletjies uit die tempel gegaan,
en tussen hulle deurgeloop. En so het hy vertrek. Sjoe, wat 'n sidderende hoofstuk oor die openbaring van wie Jesus is. Nou kan ek laastens vir jou vra, en jy vir my. Weet jy wie Jesus is?